Goedemorgen allemaal. Lekker om jullie reis van Heren te hê. Het is lekker om jullie nog weer vanmorgen reis van Heren. Het is nog wel vir die koud gewees hier vanoggend, maar ek weet ons is hier om die naam van Heren groot te maak. Terwyl jy so sit, kom ons net die diens op te hang, Heren. Vader, wat 'n voorreg vanmorgen om U te kan ken en die krag van ons slag. Dankie dat ons vanmorgen kan weet, Heren, ons dat God wat groter is as enigiets, Heren. Daar's niemand wat met U kan vergelyk nie, daar's niks, Here, wat met U kan vergelyk vanmôre. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, Here. En U is vanmôre die liefde vir ons siel, en ons wil jou bid vanmôre. We just want to glorify your name. We just want to magnify your name, because there's none like you, Lord. You are the center of our being, you are the breath that we take, O God. We want to ask you, Lord, that you will door the heaven upon us, and let your spirit come like a mighty rushing wind through this place. And the tangible presence of God be in this place. Ek bid Here elke koortjie wat ons gaan sing, dat vanmôre sal wees tot eer en verheerliking van U naam, Here. Maar dit gaan nie vanmôre oor ons nie. Ons is hier om U naam groot te maak. Ek gaan net oor U vanmôre, Here. En Here, mag elke koortjie wat ons sing vanmôre 'n liefdesoffer vir U aangesing wees. Mag jy dit geniet wat ons vanmôre vir U bring, want dit is vir U vanmôre, Here. Bid vanmôre, Here, dat elke een wat hier gekom het, elke wat kyk vanmôre, Here, dat U elke gedagte gevang neem tot gehoorsaam in die gees en in die woord. En ons eer U naam voor, in Jesus naam. Amen en amen. Ons gaan opstaan ons lekker saam sing, tot eer van die naam van die Here. Ons gaan weer wacht vir die op die naam Ek het die eerste straat word het wakker vir die oggend. Dit hoor is dat jy wakker word. Ek gaan
gelukkig wel Paul dit is dat sy koning in die boer aan geslaap het. En die oggend is ek bietjie meer deur mis woorde. En ek is links en regs, maar hierdie oggend sny ek die appel links. En hy val, die appel, en hy vang hom, toe vang het my jaagmes, en sny my hand op van die boom, tot onder. En nou wil ek weer sê, toe ek op boom kyk, jy kan die onderkant sien, maar ek sê, elke seëning gemis, en elke ander gemis, dis die God wat ek ken vanmorgen. Dis die God wat ek ken vanmorgen. My God is 'n God van wonderwerk. Ons onderskat vanmorgen ons God. Ons onderskat hom. Hy is te groot vir ons om te sien. Ons sal op God sien, want ons wil weet dat hy bestaan, ons wil hom sien. En ek vandag nou sê, ons kan nie wat ons liggaam, kan dit nie hanteer in die krag van God nie. Hy is groter as wat ons dink. Ons is maar net dienaars. Maar ek sal hom net tot die dag wat ek dood is. Tot die dag wat ek ewig lewe kan intree. Hy het nooit vergeet vir my gewys. Hy is hier as 'n God. Ons saam, ons saam, van die koning gekom, hy is hier. Ons saam, God het ons geliefd. Ons saam, as hy
For our Savior reigns, holy and high. We lift you up as we sing your praise. To be magnified your name. Jesus Christ, crucified. We are one forevermore. Worthy to be praised, Lord, for your love and grace that you do. For our Savior reigns, holy and high. Worthy to be praised, Lord, for your love and grace that you do. For our Savior reigns, holy and high. We lift you up as we sing your praise. Jesus Christ, the crucified. We are majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Oh, He never authority. What is wrong? He has the will. So exalt, lift up our heart, the name of Jesus. Magnify, glorify, for Jesus the King. Oh, majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings.
Please accept our offering. Agora, glória e oferamos o livro. Nós queremos oferecer soberania, nós oferecemos lá, oferecemos sim, nós oferecemos a soberania. Nós lemos livro da soberania. Wanneer is dit waard om alles goed te brengen? Niet alles voor ons te doen. Niet zonder gevoel voor ons. Die Vader zijn hand te zetten, wie ze zo wegdraaien, maar zo ons in zijn gedachten. And that's why I'll bring everything that I have. I'll bring everything that I own. I'll bring my whole life to you, Lord. And we will worship. And worship. We worship. We worship your name. I praise and holy, 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 we sing to Jesus Christ, our King. And worship, we worship. We worship your name, I praise you, holy, 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 sing to Jesus Christ, our King.
We worship your name, God. We our praises, holy, 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 sing to Jesus Christ, our King. Here we are, lifting our hands to you. Here we are, giving you thanks for all you do. As we pray, we worship your holy name. You are here, with our praise. We are here, we are, lifting our hands. Here we are, giving you thanks for all you do. You are here.
you again, our praise. Maybe we just stand, just acknowledge His presence. Just lift your hands and say, Lord, we acknowledge your presence in this place today. We accept your presence in this place, Lord. We want to be your dwelling place. Today is the day of miracles, says the Lord. Als je vanmorgen wat aan werk te doen, stap vanmorgen voor de toe. Stap naar voren toe als je ziek is. Als je probleem met je nacht is, over je en je moet wat ook eens in de plek vanmorgen, voor je ongehoorzaam is. Stap voor hem toe. Of leg je hand op je zak. En je legt de vraag voor je verzoening in die plek. Pour your blessings upon every person in this place, Lord. Heer, dan was ziek en ziek is. Heer, dan waren ze hier, maar dat was moeilijk geworden. Heel dat dagelijks en goed. Zalf ons handen. Zalf ons voeten, Lord. We accept, Lord. We accept every blessing. And we worship you for it. We worship you for everything, Lord, that you give to us. Was a pity for more of the other, your blessing. Was a pity for you to God. Was a pity here. Refocus myself. Was a pity here. It was always the honor for more. It was more for more. It was a pity for more. Here, when he's good, and he's good, and everything was a pity for more here. Ik trek elke pijl vanmorgen op ons gemeente weer afgeschiet wordt. In de naam van Jezus Christus. Heer, ik haal het even vanmorgen met die almachtige kracht met die van mijn Heer. Heer, op de tijd van Jezus Christus. Heer, die kruis, Heer, die bloed vanmorgen. Bestraf ik elke werk van die vijand in Jezus naam. I'm breaking chains this morning, Heer. Ik breek vanmorgen verbindings. Voor de mensen passen, Heer. Voor de mensen in de dagtes passen vanmorgen. Heer, ik spreek aan die gedachten van onze kinderen. Van ons, Heer. Die dingen van die Heer vanmorgen. We bedenken die dingen van die wereld niet. We bedenken die dingen van die Heer vanmorgen. We bedenken die dingen van die enige God vanmorgen. Die enige God. Die heilige God. Almachtige zin. Almachtige zin. Ons aanbid, Heer. Die is heilig. Die is heilig. Die is heilig. Shabababugu shururu. Higher dwelling places, thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward. Your love's restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise, and I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow you. Jesus, there is none beside you.
of the earth. Nations will come and bow down. They will praise. I see your presence and all that I can say to you is I love you, I love you. I love you, I love you. And my heart will follow you. Are you dwelling thirsty? I've come after you. Maak hierdie gebed van jou hart. Oh Lord. Jesus, my joy, my reward. Your love's restoring my soul. I am yours and you are mine. And from my heart a song will rise. And I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. There is none beside you. Righteous, ruler of the earth. Luister mooi. Nations will come and bow down. Name over all names. I sing your praises, and all that I can say to you is I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Jy kan die sitplekke neem. Shabanaraka Sanamanjelu. Rabasana Manjelu. Sababa Manjelu. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you so much, Jesus. We love you. Can you hear the sound of the sound? You are the sound of worship coming from His throne.
There are cries of adoration from every nation. Lift their voice to make His glory known. We sing, holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Can you hear the sound of heaven, like the sound of many waters? Sound of worship coming from His throne. There are cries of adoration, and shame from every nation. They lift their voice to make His glory known. We sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy are you, Lord. Steek het je handen zo op en aan de grond. The elders and nature bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. We sing holy. We sing holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. We sing holy, holy, holy are you, Lord. We sing holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Laaste maal staan. We sing holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Iemand die Bybel het, blaai vir my asseblief na Jakobus. Eerste hoofstuk, die tweede vers.
derde vers en die 12de vers. Jakobus, James 1 verse 2, verse 3 en verse 12. Ek gaan met die praat vanmôre oor the attack is on our faith. We in this place know that the attack is real. Dis nie sommer net praat nie. Die aanvalle van die vyand is real. Die werklikheid. James 1 verse 2, let it be all joy to you, brothers, when you undergo tests of every sort. Because you have the knowledge that the testing of your faith gives you the power of going on in hoping. Vers 12. God will bless you. Sê net vir iemand naby jou, God will bless you. If you don't give up when your faith is being tested. He will reward you with a glorious life. Just as He rewards everyone who loves you. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Dankie aan jou. Ek weet nie of u ook ervaar wat ek ervaar nie. Maar dit is asof die tyd wat ons in leef, asof die aanslag van die vyand op die kerk van die Here Jesus, die kinders van God, net al hoe hewiger en al hoe feller raak. Van Desember verlede jaar af, het daar soveel goed gebeur, met ons as gesin, met die gemeente. Dit het soms vir my gevoel asof niks net regloop nie. Elke keer wanneer dit lyk asof iets begin klim, asof daar iets positiefs is, dan is dit as daar waar 'n counter-attack van die vyand af is, wat net weer jou maatjie onder jou uitdruk. Die afgelope 2 maande was dit vir my asof die aanslag net geeskaleer het. Dis amper asof die vyand die aanslag na 'n volgende vlak toe gevat het. En wanneer ek met mense praat, dan kom ek agter, maar dis nie net ek wat so voel. Wanneer ek met ander predikers praat, vriende van my kollegas, dan besef ek, hulle sit in dieselfde posisie waar ons sit, wat ons voel, Here, die aanslag is beskruiklik. As ek wil vir jou vandag vertel hoeveel mense op een dag my WhatsApp op my bel en my sê, pastoor, bid net vir my, want ek gaan deur hierdie of daai krisis. Ek kan dit nie op my hande tel nie. Allerhande tipe van krisisse wat mense deurgaan, krisisse wat mense
nog nooit in hulle lewe beleef het nie, is krisisse wat hulle skielik deurgaan. Iets wat hulle nooit gedink het, hulle sal deurgaan nie, is skielik op hulle voorstoep. Gisteroggend toe ek wakker word en net by die foto wys van Jeffrey se hand, toe voel dit vir my net, Here, dis nou genoeg. Ag, ek wil net so vinnig noem net dat Vanessa vat hom, hulle kon nie 'n dokter in die hande kry, hulle vat hom kliniek toe. En hulle werk so mooi, hy self so mooi met hom gewerk, 2 susters wat daar was. En hulle werk hom toe, en toe hy hulle hom klaar toegewerk het en hom toegemaak het, toe sê die Here, okay, nou waarvoor jy eintlik hier is om hierdie 2 mense te bedien. Hy sê, vra vir die 2 vrouens, hy sê, mag ek julle bedien? Die een sê, I thought you never gonna ask. Maar intussen voel dit vir my asof my wêreld te mekaar tuimel. Die goed wat die afgelope maand met ons gebeur het, as gesin, goed wat met ons gemeente gepraat is en uitgespreek is, en goed wat mense vir my gesê het my diep geslaan. Ek sit gisteroggend aan die voete van die Here, die huis is stil, Renet het gewerk by die laerskool, Jeffrey is met Luna Nylstroom toe vir hokkie. Ek sal hier en hy is besig om te skilder in sy kamer, en ek sit in my kantoor en die huis is doodstil. En ek begin net ween voor die Here. Ek sê vir die Here, Here, ek verstaan nie al hierdie aanslae nie. Ek verstaan nie al hierdie aanvalle nie. Ek en Renet se liggame word aangeval. Ag, ons sê dit nie eens altyd vir mense wat met ons gebeur nie. Maar ons liggame word so aangeval dat die afgelope maand het ek 24/7 het ek pyn. Dan sê ek vir die Here, Here, ek verstaan dit nie, want ek bid vir ander mense, hulle word gesond. Ek glo in die bonatuurlike van God, dis wat ek preek my lewe lank, vanaf 5 jaar oud is. Dis al wat ek glo. Afgesien van ons gesondheid, word ons emosioneel afgekraak deur die vyand en aangeval. Finansieel, selfs ons persoon word aangeval. Wie ons is en wat ons is. Elke aanslag wat jy aan kan dink ek het ons hierdie afgelope 2 maande ervaar. While I was trying to make sense of all this, crying, asking God, what's going on, what's happening, stuur iemand vir my 'n boodskap. En die persoon sê vir my, pastoor, ek weet nie hoekom ek dit vanmôre vir jou moet sê nie, maar ek wil gou met jou iets deel wat die Here met my gedeel het hierdie week. So ja. Dis hierdie vyand, as jy kyk na 'n dief wat kom om in te breek, wat gebeur? Hulle hou 'n huis dop. Hulle kyk hoe jy kom en hoe jy gaan. Hulle hou jou dop. Wat het jy in jou huis? Is daar iets waardevols in jou huis? As hulle agterkom, maar eintlik het hierdie huis nie vreeslike waardevolle goed nie, is eintlik 'n klomp junk, dan beweeg hulle aan na die volgende huis toe. Maar die oomblik as die huis waardevol, as dit wat in die huis is iets werd is, dan attack hulle daai huis en hulle breek en hulle steel.
En sy sê vir my, sy sê, ek wil net vir jou sê, die aanslag van die vyand, hy attack nie mense wat niks werd is nie. Die vyand gaan jou nie aanval en by jou inbreek en by jou steel en probeer slag en probeer verwoes. As jy ordinêr was nie. Dalk beteken dit iemand anders die. Dit is my soveel beteken toe die persoon dit vir my stuur. Maar intussen praat ek met God en I said, Lord, just explain to me what's going on. Why is the attack on all these different things in my life? And I heard the voice of the Lord say, the attack is not on your finances. The attack is not on your health. The attack is not on your emotions. The attack is on your faith. Jy sien, die vyand weet, as hy vir my gaan sê, gaan steel iets, gaan ek vir hom lag. Want ek dink, ons is mature genoeg om te sê, weet jy wat, vyand, jy gaan ons nie met daai triks vang nie. Ek het nog al meer in my lewe gehad, maar ek is nou al op 'n plek wat ek, as jou vyand my wil kwaad maak, dan draai ek om 'n stap weg. Ek traai die goed, versoekinge wat jou pad kom. Maar jy sien op die einde van die dag, wanneer ons begin om werklik maar 'n pad met God te stap en ons raak mature in Christus, dan weet die vyand, weet jy wat, ek kan nie meer hierdie sondetjies op hom gooi nie, want dit gaan nie meer werk nie. Onthou nou net, kerk, sy plan is, hy's gekom om te slag en te verwoes. Die Bybel sê, hy loop rond so brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. Dis sy plan, dis waarmee hy besig is. Hy's met niks anders besig as om te verwoes nie. En te steel en te slag nie. Dis wat die vyand doen. Maar jy sien, wat maak hy? In hierdie tyd wat ons in leef, die laaste dae wat ons in leef, he attacks my faith. My lewe lang dien ek God. My lewe lang, it's been a joy to serve the Lord. It's been a joy to serve and to minister for the kingdom of God. Maar tog, die afgelope 2 maande het ek myself begin vraagteken. Ek het baie keer by myself in my kantoor gesit en sê, Here, waarmee is ek besig? Is ek nog met die regte goed besig? Is ek werklik waar nog met die bonatuurlike God en bonatuurlike goed van God besig? Jy sien dit toe die gees van die Here vir my sê, the enemy wants to attack your faith, te besef ek op my oomblik, toe sê ek, Here, dis presies, dit maak my soveel sin. Because the first place he wants to attack your faith is the faith in yourself. Who I am. Am I really a child of God? Jy sien wat die vyand doen is, hy begin al jou foute op jou gooi. Kom aan, wie weet waarvan praat ek vanmôre? Hy begin al die tekortkominge begin op jou gooi. Kyk wat maak jy? Kyk hoe tree jy op? Kyk wat het jy daar gedoen? Dink jy regtig God kan nog vir jou lief wees? Dink jy regtig God is tevrede met jou? Dink jy regtig God glimlag oor jou? Is die vraag wat in 'n mens se hart opkom. Ek is seker
Daar's meer as een wat vanmôre kan kyk en self met waarmee ek besig is. Die volgende ding wat hy bring is, jy het pyn in jou liggaam, nou kom iemand wat siek is by jou en jy bid vir daai persoon en dink jy, Here, hoe kan ek vir hierdie persoon bid maar ek kan self sien? Daar iemand wat weet waarvan praat ek vanmôre. En jy begin in jouself, begin jy 'n vraagteken sit, Here, ek het sover, ek sê my lewe lank nog, as daar een ding is wat ek van seker is ek 'n kind van God, my naam is geskryf in die boek van die lewe en as Jesus nou kom, gaan ek saam. Verseker. Maar as hy die vyand kom en sê, dink jy regtig, as die bassyne nou blaas, gaan jy saam? Gaan jy dit regtig maak? You see, that's the attack of the enemy on my faith. Wie weet waarvan praat. How can you preach for people? How can you preach about the supernatural if you only see it now and then? Dis hoekom Jesus die vraag vra in Lukas 18 vers 8. Want Jesus het presies geweet, want onthou, God het die toekoms klaar gesien, en Jesus het presies geweet waarvan hy praat, toe hy gesê het, He will surely hurry and help them, but when the Son of Man comes, will He find any faith on earth, in anyone? Jesus vra die vraag, as die Seun van God kom, sal daar een mens wees, wat geloof het. Hoekom vra Jesus dan hierdie vraag? Because He knows that the attack of the enemy is on the faith of the children of God. Because He knows the total foundation of Christianity is our faith. He wants you to question yourself. He wants to question if God really loves you enough to help you. Come on. Die oomblik wanneer die stryd groot raak, wanneer die koskaste leeg raak, wanneer die bankrekening in die minus ingaan, dan sê die vyand, nou waar's jou God nou? Dink jy regtig, jy's so spesiaal vir God? Miskien het hy Blue Eye Boys, miskien is die ander ouens met wie dit so goed gaan, doen dalk die ding beter as jy. Dalk preek hulle beter as jy. Dalk bid hulle meer as jy. Dalk spandeer hulle meer tyd saam met God. Maybe they are God's favorites. You are not. Is die vraag wat in ons harte opkom. En weer hoor ek die Gees in hy oomblik met my praat, terwyl ek hierdie goed stoei. Gisteroggend hoor ek duidelik hoe die Gees van die Here vir my sê, die tyd is min. En die vyand weet, sy tyd is ook min. So die aanslag op die geloof van die kinders van God gaan erger en magtiger word. Hy steel ons geloof. Dis hoekom Jesus
by geleentheid vir Petrus sê, hy draai om na hom en hy sê, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie moet klaar raak. Jy sien, Jesus het presies geweet wat dit is. Terug by ons skrifgedeelte, die tweede vers van ons, van Jakobus 1 sê, count it all joy, my brethren, when you fall into various temptations. Is wat die meeste vertalings praat van temptations. Die Afrikaanse Bybel praat van versoekinge. En wanneer ons dit raak lees, dan dink 'n mens onmiddellik aan sonde. Sondige goedjies, versoekinge wat die vyand op jou kom laai. Jy word versoek om 'n skelm kontrak te doen. Jy word versoek om nie iemand te help nie. Jy word versoek om te vloek. Jy word versoek om kwaad te word. Jy word versoek om vir 'n ander vrou te kyk. En ons dink dis die goeie wat ons sien wanneer ons die woordjie versoekinge sien. Is dit nie so nie? Temptations. Dis wat onmiddellik by ons opkom is temptation. Die woordjie temptation sien. Maar die woordjie temptation in die Grieks beteken an experiment or a trial of my faith. An experience where Satan attacks your faith. 'n beproewing vir my geloof. 'n aanslag op jou geloof. Dis wat dit beteken wanneer hy praat van temptations of versoekinge. Jy sien, hy versoek jou nie. Ek het dit nou gesê, hy versoek nie die kerk van die Here om die ordinêre ou sondetjies te doen, want hy weet dit gaan nie werk, maar hy versoek jou om jou geloof te bevraagteken. Hy versoek jou om God te bevraagteken. Hy versoek jou om jou gebedslewe te bevraagteken. Hy versoek jou om op te hou bid en op te hou glo. Hy sê, let it be, die regte vertaling sê eintlik so, hy sê, let it be all joy, my brethren, when you undergo tests of all sorts coming from Satan. Die derde vers kom en sê, because you have the knowledge that the testing of your faith gives you the power of going on hoping. Weereens, ek kom terug vir 'n oomblik weer by Petrus in Lukas 4 vers 2. Hy sê, being with Jesus, he turned around and he said, I prayed for you, Peter, that your faith will not fail. Wanneer ons gaan kyk na die Bybel, almal ken dit, Lukas 4 vers 2. Jesus kom in die woestyn na hy gedoop is, sê die Bybel, die gees van die Here het hom in die woestyn ingedryf. En nou kom die tweede vers en sê hy, en die vyand het hom 40 dae en 40 nagte versoek. Hy het nie Jesus versoek om sonde te doen nie, want ek geweet Jesus gaan nie sonde doen nie. Wat het hy gedoen? Hy het Jesus versoek om sy geloof op te gee. Presies jy deurgaan. Luister wat sê hy. Being 40 days tempted by the devil, and in those days he ate nothing, and when he ate, when the days ended, he was very hungry. Satan didn't attempt Jesus to sin.
He tempted him to lose his faith. Hy wou gehad het Jesus moet 'n vraagteken by homself sit. Wat hy sê, hoor gou wat sê hy, as jy die seun van God is. Come on. Hy sê vir Jesus, as jy die seun van God is. Elke keer. Sê vir hierdie klippe om brood te word. As jy die seun van God is. Spring van die dak af, die engele sal jou beskerm. As jy die seun van God is. Wat doen hy deur te sê, as jy die seun van God is? Hy wil hê Jesus moet wonder, is ek dan die seun van God? Hy wil hê Jesus moet die klippe in brood verander, om net gou vir homself seker te maak, ja, ek is nog die seun van God. En toe ek dit lees, was dit my so amazing, want hoeveel keer wil ek en jy partykeer, wanneer dinge verkeerd gaan, dan wil ons gou iets uit ons kant uit doen. Van ons kant af, uit ons menslikheid uit doen, net om te wys, weet jy, ek is nog 'n kind van die Here. Ag, kan maar, wie weet waarvan praat. Net om vir iemand te wys, net vir 'n vriend of 'n familielid te wys, weet jy, ek is daar, ek is nog 'n kind van die Here. Maar Jesus het nie een keer geval vir sy triks. Want jy sien, Jesus het een ding besef, wat ek en jy vanmôre moet besef. When there's an attack on my faith, it's not God attacking me. Ek hoor net gou, asseblief. When there's an attack on my faith, it's not God attacking me. It's the devil. Wanneer my geloof aangeval word, kom dit nie van God af nie, dit kom van die duiwel af. Punt. Ek het hoeveel keer in my lewe gesê, God maak nie siek nie. God maak nie dood nie. Hy is nie die siek maak besigheid nie, en hy is nie die dood maak besigheid nie. Hy is nie die lewend makende besigheid, en hy is nie die gesond maak besigheid. Want elke goeie gawe en elke goeie geskenk kom van God af. Ons dien 'n God wat net goed is. Met ander woorde, kerk, wanneer my geloof aangevat word, kom dit nie van God. Sê dit vir iemand naby jou asseblief. Dit kom nie van God af nie. Want jy sien, die vyand val my geloof aan, en hy wil hê ek moet God die skuld gee. Maar dit gebeur mos nie. Here, hoekom antwoord U nie? Waar is U nou? Come on. Baie van julle dalk al gesê, ek weet nie, verstaan hierdie goed nie. Here, waar is U dan nou? Waar was U toe ek deur die stryd gegaan het? Hy was saam met jou. Gaan nou daarby kom, want hy was saam met my. Luister gou wat sê vers 13 van Jakobus 1. Hy sê, let no man say when he is tested, I am tested by God. Come on. Let no man say when he is tested, I am tested by God. For it is impossible, sê dit vir iemand, impossible, for God to be tested by evil. And He Himself put no man to such tests. Ag, ek het al so baie keer met mense gehoor, nou so ruk terug met iemand gepraat wat kanker, toe sê die persoon vir my, ag, die Here toets my seker nou maar, dis hoekom hy my kanker gegee het. Ag, skyn. Ek wil nie jou God hê nie. Dit is 'n baie eenvoudige ding wat ek baie keer vir mense sê, as ek, ag, kom ons vat sommer my kleinkinders, hulle is nog klein. As ek met my kleinkind langs hierdie besige pad staan om oor te gaan oor die pad, en dan kom 'n trok aan, gaan ek hom stamp dat hy voor die trok ingaan, en kyk, okay, jy was bietjie stout geweest vandag, kom ons gooi jou net gou hier voor die trok, en die trok jou net stamp dat jy bietjie oor kan oopmaak. Gaan ek dit doen? Verseker nie. Kom sê ons dan God doen dit.
Hoekom sê ons dan, God gooi hierdie goed op my, wat ek met my ore oopmaak? Doesn't work that way. Dis nie die God wat ek aanbid nie. No temptation comes from God. Sê net, steek net jou hand so op as jy hoor wat ek sê. Maar net julle moet vanmôre hierdie boodskap hoor, want dit het my gelift gister terwyl ek by Here kry. Die God wat ek dien, is vir jou net goed en vir jou net lief. Niks wat sleg is, wat in jou lewe gebeur, kom van God af. Hoor die woord van die Here vanmôre. Die vyand het gekom om te steel. Ek raak soms so geestelik toornig. Laat jy nou weer af en sê jy, ek wens ek kan die Satan net kry, ek wil net 'n paar warm klappe gee. Dis ek ja, partykeer voel ek ook so. Julle klappe Jeff, jy is altyd was anders. Ek wil net so 'n paar warm klappe gee. Hy sien dat ek en jy vanmôre moet besef. God bring hierdie op my pad. Satan is attacking your faith. Die duiwel wil hê jy moet jou geloof verloor. Hy wil hê jou geloof moet minder raak. Ag kom dit al. Kom ons pas sommer iets sommer sê. Iemand het jy dalk kwaad geword en jy 'n vloekwoord gegee. Die volgende oomblik as jy wil bid, dan dink jy, ek kan nou nie meer bid nie want ek kyk kwaad as ek nou. Ag kom aan, wie weet waarvan praat ek? Wat het die vyand in daai oomblik gedoen? Hy het jou laat kwaad word. Hy het iets op jou pad gestuur, want hy wil jou geloof steel. Want hy wil jou gebedslewe steel. Want hy wil jou verhouding met God steel. Ag kom aan, hoor wat ek sê vanmôre. He's attacking your faith, people. Hear the word of the Lord. Satan is attacking the faith of the church. Because he knows his time is up. He knows his time is up. Satan don't care if you sin. He's just going to break your faith. Luister gou wat sê die Bybel. Die Bybel sê in vers 2 van Lukas 4 wat ons nou gelees het. Hy sê in 40 days for 40 days in the wilderness he was tempted by Satan. And he ate nothing during those days. And when the time was up he was hungry. Wat gebeur? Die vyand steel jou geloof wanneer jy op jou swakste is, when you're the most vulnerable. Come on, terwyl dit alright is met jou en jy loof die Here en jy prys die Here en jy dans voor die Here en jy bid vir mense man en dit gaan jou nie aanval nie. Wat doen hy? Hy gooi hierdie ding op my en ek raak vulnerable. Skielik gaan dit nie goed met jou pa of jou ma of jou kinders of wie ook al nie. En nou is jy vulnerable, so wat gebeur nou? Dan sê die vyand vir jou, jy sien, dis waarvan ek praat. He attacks you. Hy het Jesus aangeval toe Jesus honger was. Yes, hy's 'n vyand. Hy val nie Jesus aan toe hy in die woestyn instap, vol van die gees van die Here, die gees van die Here op hom, wat op hom bly. Hy het nou net gedoop, want hy's gecharged. As ek dit so kan sê, Jesus is gecharged, hy stap hy nie in die woestyn en manne, hy's reg vir hierdie ding. Hy het hom nie dadelik geattack nie. He attacked him when he was hungry. He attacks you when you are weak. Attacks you when you are weak.
when you're on your most vulnerable. Wanneer jy en jou vrou woorde gehad het. Ons beklei mos dis net woorde. Ons beklei nie, ons het verskilletjies. Jy sien in die oomblik wanneer jy en jou vrou 'n verskilletjie gehad het, dan slat hy jou. For Satan attacks your faith. That's his main plan for the church, is to attack your faith. Onthou wat ek nou gesê het, Jesus vra, sal daar geloof by een mens wees as ek terugkom? Want hy het geweet, die plan van die vyand is om jou en my geloof te steel. Om my en jou geloof te breek. The most vulnerable time in my life is when Satan attacks me. But verse 3 gives me hope. Jy sien, dis die realiteit vanmôre. Ek wil eers sê, jy moet net die realiteit verstaan vanmôre. Die realiteit is, the attack is on your faith. Not on anything else. The attack's not on your children. The attack's not on your husband or your wife. The attack is not on your finances. The attack is not on your job. The attack is on your faith. As jy die ding kan snap vir 'n kerk, het ons klare oorwinning in ons kant. The attack is on your faith. He wants you to question your own faith. Dis die realiteit vanmôre. Maar daar's nog 'n realiteit. Luister wat sê vers 3. Because you have the knowledge that the testing of your faith gives you power to hope. Jy sien, wat ons nie besef vanmôre nie, vyand, jy gooi die toets op my. Maar dit gee vir my autoriteit. Dit gee my krag om te weet waar my hoop vandaan kom. Jy sien, ek staan met twee dinge voor my, ek kan besluit. In die eerste plek besluit ek, weet jy wat, ek gee in tot die vyand en ek begin twyfel in my geloof. Of ek staan en ek sê, vyand, ek weet wie ek is. Maak nie saak wat met my gebeur nie. Ek weet wie my God is. Maak nie saak wat met my gebeur. En ek weet hoe God oor my voel. Maak nie saak wat met my gebeur. Dis jou keuse vanmôre, want die Bybel sê hier, hy sê we have the power. Hy sê nie you will become powerful, hy sê you have the power. Jy het klaar die krag. Hoekom? Because the Holy Spirit lives inside of me. The power of the mighty God lives inside of me. How can I not have power when the Spirit of God lives in me? When I'm a habitation, a dwelling place for the Spirit of God, how can I not have power? Maar jy sien, dis wanneer ek begin goed sê. Jeffrey stuur my 'n video in die week. Was my so amazing. Ek het hom op die Bybelskool groep gesit van 'n ouetjie wat vir 18 dae in 'n koma was. 18 dae in die hemel was, terwyl hy in die koma was. En daar was 'n paar goed wat my getref het. Want alles wat hy sê is Bybels en dit tref my. Die eerste ding wat hy sê, terwyl hy 'n ongeluk gehad, 'n skaatsplank ongeluk en sy kop het opgebars. En hy sterf. En sy vriend tel hom op en terwyl hy hom so dra, begin hy vir hom te bid.
Hy sê nou sien hy af op sy liggaam soos wat hierdie ou hom dra. Hy sê en elke keer wat hierdie ou bid, sien hy hoe die gees van die Here uit hierdie ander ou uitkom en hom help dra. Jy sien God se gees dra my wanneer ek moeg raak. En dan was daar nog iets wat hy vir my gesê het wat vir my baie kosbaar was. En ek het dit al baie in my lewe vir almal gesê, ek het al gepreek. Ek het al gesê, as jy negatiewe goed sê, gryp die duisternis dit en hulle beveg die lig daarmee. Wanneer jy positiewe goed sê, gryp die lig dit en hy beveg die duisternis daarmee. Nee, die ou sê. Hy sê dit is asof hy 'n wolk bokant jou kop sien. Elke ou se kop. En elke negatiewe ding gaan lê binne in hierdie wolk. Hy sê the demons feast. Hoor gou. They feast on the negative words you spoke. And they attack the light because of your negative words. Jy sien, kom ons terug by wat om wie besig is. Ek kan besluit, Here, ek het krag binne in my om te staan en te sê, vyand, maak nie saak wat hier gebeur met my nou nie, maak nie saak hoe my liggaam voel nie, maak nie saak hoe my finansies lyk nie, maak nie saak vanmôre wat kos in my kas is nie, maak nie saak of ek emosioneel aangeval het nie, I've got the power to hope. Het krag om te hoop in God, om God te vertrou. Ek het krag om te weet ek kan God vertrou. Luister gou wat sê vers 3 in een van die ander vertalings. Hy sê, for you know when your faith succeed facing the trials. Met ander woorde, wanneer jou geloof suksesvol die toets deurgegaan het. Luister gou wat sê hy. Hy sê, when it succeeds in facing the trials, the result is the ability to endure in faith. The ability to endure in faith. Al wat ek en jy moet kan sê, Here, ek besef, dit kom nie van U af nie, so ek vat nie hierdie goed wat my kan doen. Jy sien, ek en jy, die Bybel sê by geleerdheid, ons is nie met die werke van die vyand onbewus nie. Of onbekend nie. So as ek en jy nou vanmôre gaan besef, the attack is on my faith. Van nou af gaan ek besef, vyand, jy gaan nie my geloof steel nie. Maak nie saak hoe ek voel nie, maak nie saak waardeur ek gaan nie, jy sal nie my geloof steel nie, want ek het die krag van God in my. Luister wat sê die nog 'n vertaling sê, knowing that the proving of your faith works patience and will make you stronger. The proving, the proof, die bewys. Die bewys van my geloof. Jy sien die oomblik wanneer ek begin staan en ek sê, Here, ek het die krag van God in my, ek staan in my hoop, ek staan in my geloof. I've got the proof. Dan back hy af. Ek wil gou hy vertel wat met my gebeur het, terwyl ek so met die Here besig is gister. Vat die Here my stuk terug na goed wat in my lewe al gebeur het, wonderwerke wat in my lewe plaasgevind het. Die Here vat my na mense toe wat ek gebid het, wat ek gesien het, ek vat dit in my eie sussie toe wat dood was, wat God lewendig gemaak het. En skielik sê God, there's your proof of your faith. Don't lose your testimony. Because your testimony is the proof of your faith. Dan sê hy, wat sê hy? Hy sê, proving my faith works patient and it will make me stronger. Maak my sterker. Net sterker. Ek haas my.
Ek dink ons is nou op dieselfde golflengte dat die vyand wil ons geloof steel. En met my. The attack is on my faith, not by God, but by Satan. Want jy sien die volgende teksvers wat ek gaan lees, kom en hy kom vat alles saam wat God vir my en jou wil sê. Ek het nou gesê, Jesus was deur dieselfde temptation, deur dieselfde toetse. Die vyand wou sy geloof steel. Nou sê Hebreërs 2 vers 18, hy sê, want deurdat hy self, dis Jesus, onder versoeking gelei het, kan hy nou die help wat versoek word. Weereens bevestig dit dat God nie die versoeking op my pad gee nie, want God gaan my nie help vir iets wat hy op my pad gooi nie. Maar Jesus sê, ek het self die toets van my geloof deurgaan. Die vyand het 'n aanslag op my geloof geloods. Daarom kan ek vanmôre na jou toe kom en ek kan vir jou sê, ek weet waar jy gaan. Jy sien, wanneer die vyand my geloof aanval, then Jesus just puts his hands around me and he just say, don't worry, I know what you're going through. Just keep on going on. Just keep on holding on. Bring ons terug na die skrif weer wat ons nou genoem het. Van Petrus. Luister wat sê hy in Lukas 22 vers 31. Hy sê, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan has desired to destroy your faith. But I prayed for you that your faith wouldn't fail. I prayed for you. Kan ek vanmôre vir jou sê, kerk, ons het 'n intercessor. En sy naam is Jesus. Wat aan die regterhand van die Vader sit vanmôre. En vir die Vader sê, Vader, hierdie mense gaan deur 'n aanslag van die vyand op hulle geloof. Maar Vader, ek sal hulle versterk. Ek tree vir hulle in. Ek bid nou, Vader, dat U hulle sal versterk. Jy sien, Petrus, ek het vir jou gebid. Ons het 'n hoëpriester wat medelee kan hê, want hy tree vir my in. Vir die attack op my geloof. The attack is on your faith. Ek sluit. Jakobus 1 vers 12. Dis vanmôre, kan ek dit vanmôre noem die cherry op die koek. Dis vanmôre die blessing vir alles wat ons vanmôre hier gehoor het. The attack is real. Yes. Gaan hy my aanhou aanval? Yes, hy gaan. Gaan hy aanhou my te traai? Verseker. Kom, hy wil my geloof breek. Maar luister gou wat sê vers 12. Ek sluit met vers 12. Hy sê, God will bless you. Sê gou vir iemand, God will bless you. If you don't give up when your faith has been tested. He will reward you with a glorious life. God will bless you. Jy sien, dit wat ek kry na die aanval is groter as dit wat ek gehad het. Dis wat die Bybel sê. I will bless you. Gaan jou seën as jy net aan die geloof kan vashou. As jou geloof hierdie toets deurstaan. As jy nie opgee nie. As jy nie moedeloos word nie. As jy krag uit jouself uitkry, hier binne uit jou Heilige Gees uit. I'm gonna bless you
En as die mooi woord is my so mooi in hierdie 12 verse sê, I'm gonna reward you. We are a God who rewards us. Wie wat vir my so amazing, die vyand bring die aanval op my. He brings the attack upon my faith, but God rewards me. That's the God that I serve. That's the God that you serve. We serve a God that don't throw me at the side when things go wrong. Jesus ondersteun my, hy onderskaag my, hy tree vir my in by die Vader, en as ek klaar is, dan sê die Here, nou reward ek jou. Jo, gee jou net so lekker geskenkie. Gee jou so ietsie special. Jy het gevra vir 10,000 rand, gee hom op jou 100,000. Jy het gevra vir 'n bietjie vleis, gee hom 'n agterkwart. Come on, daar iemand wat hoor wat ek sê vanmôre. God wants to reward you. Al wat hy vanmôre sê is, trek krag uit God se gees uit wat binne in jou is. En in hierdie attack, in hierdie aanval, hou jou geloof in Christus. Keep your hope. Kom ons sluit ons oë. Holy, 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 are you Lord? The angels and angels come, they deep worship you now. Holy, 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 are you Lord? Wie is daar wat vanmôre net saam met wil staan, hande opsteek en net sing, Holy, 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 are you Lord? Holy, 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 are you Lord? The elders and angels cry, the redeemed worship you now. Holy, 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 are you Lord? Even in the attack we can cry out, Holy, 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 are you Lord? Holy, 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 are you Lord? The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, 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 are you Lord? Nog eenmaal saam, holy. Holy, 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 are you Lord? Holy, 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 are you Lord? The angels and angels cry, the redeemed worship you now. Holy, 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 are you Lord? Yes, Lord, nog 'n keer saam. Holy, 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 are you Lord? Holy, 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 are you Lord? The elders and angels cry, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy,
Vader, ons kom vanmôre na U toe deur U Seun Jesus Christus. Dankie Here dat ons vanmôre kan besef dat geen aanslag op my geloof kom van U af nie. Inteendeel, U is die een wat ons deurdra. U is die een wat ons versterk, Here. U is die een wat vanmôre ons wil reward. U wil ons beloon, Here. Ek wil bid, Here, dat ons van hierdie dag af sal besef, Here, dis die vyand wat ons aanval en ons kanselleer die werke van die vyand in die naam van Jesus. Here, ek wil vanmôre na U toe kom deur U Seun Jesus Christus en ek wil vanmôre die werke van die vyand bestraf wat ons gemeente so aanval, wat ons mense so aanval, Here. En ek wil sy werke kanselleer in Jesus naam. Want Here, U woord sê, Jesus het gekom om die werke van die vyand te verbreek en daarom kan ons vanmôre sê, Here, ons is hier om die werke van die vyand te verbreek. Maar ons moet vanmôre net staan deur die toets. Ons moet staan in ons geloof. Ons moet vashou in dit wat ons in glo, Here. Ek bid dat U vanmôre elkeen in die plek, elkeen wat kyk vanmôre, Here, sal aandoen met krag, dat U hulle sal versterk, Here, dat U hulle sal hoor hoe Jesus, hoe U vanmôre wil sê, ek bid vir jou, dat jou geloof nie moet ophou nie. Want dis wat ons vanmôre het. Ons het hierdie hoop, Here, in God. Versterk ons vanmôre, Here, in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen en amen. Jy kan die sitplekke neem, baie dankie. Marianne en Charmaine, kom help my by die tafel asseblief. Jy sien, wanneer ek vanmôre na die tafel van die Here kyk, dan sien ek ons Jesus Christus as ons hoëpriester, wat by die Vader ingaan met sy eie bloed. Jy sien, ek sien vanmôre dat wanneer die Seun Jesus Christus by die Vader pleit vir my en vir jou, dan sien die Vader jou en my deur sy bloed. Hy sien nie my foute nie. Hy sien nie my tekortkominge nie. Hy sien nie my twyfel nie. Hy sien my deur die bloed van Jesus Christus gewas, gereinig, 'n kind van hom. En wanneer ons vanmôre aan die tafel sit, is dit 'n tafel van oorwinning. Want as Jesus nie gesterf het aan die kruis van Golgotha nie, sou die vyand ons aangehou aanval het en ons sou geen heenkome gehad het nie. Ons sou niemand gehad het wat ons ingetree het nie. We wouldn't have any reward. Maar vanmôre kerk, het ons 'n groot beloning op aarde, ons het die Gees van God. Maar ons het ook 'n beloning, dat Jesus gesê het, ek gaan op julle plek te berei. En as ek gegaan het, kom ek weer, om julle te vat waar ek is. Dis vanmôre, die oorwinningslied wat hierdie tafel vanmôre vir my uitspel. Dis nie vanmôre die tafel van 'n kerk nie, dis nie vanmôre 'n tradisionele, sommer net 'n tradisietafel nie. Sommer net 'n instelling nie, 'n ritueel nie. Dis vanmôre vir my die bewys van oorwinning. Want jy sien, Jesus het klaar oorwin. Hy het klaar die vyand verslaan. Ek en jy moet dit al meer besef. We are more than conquerors through Christ who strengthens us. Meer as oorwinnaar. Hoekom? Hy het klaar die vyand oorwin. Vader, baie dankie dat ons nou aan die tafel kan sit. Dankie dat ons vanmôre, Here, U naam kan groot maak, U kan verheerlik. Dankie dat ons vanmôre, Here, kan weet dat U is 'n God wat vir ons lief is. U is net goed, Here. Jesus, dankie dat U vir ons lief is en vir ons intree by die Vader. Heilige Gees, dankie dat U in ons is en ons versterk en ons krag gee wanneer ons dit nodig het. Ek bid dat hierdie tafel nou in elke hart en in elke liggaam geseën sal wees, Here. Ek vra dit in Jesus naam en ek dank U daarvoor. Amen en amen. In die nag waarin hy verraai is, het die brood geneem en het gebreek en gesê, dit is my liggaam wat vir jou gebreek is. Vat dit vanmôre en eet en verklaar vanmôre, dis oorwinning. Daar's oorwinning
hierdie opstandingskrag van Jesus Christus. Daar's oorwinning omdat die vyand die verslaan is. Omdat Jesus hom verslaan het op sy eie terrein. Omdat hy die sleutels van die dood en die doderyk gaan haal het. Daarom kan ons vanmôre sê, it's a table of victory. Dis vanmôre 'n tafel van oorwinning. Vir jou en vir my, kerk. Af jy net vir 'n oomblik net sê, Here, I acknowledge that the table is a table of victory in my life. I want to proclaim I'm more than a victor through Christ who strengthens me. Nee, die Bybel sê sy bloed, die beker gevat, ek sê dit is my bloed wat vir jou uitgestort is. Jy sien, omdat ek vanmôre aan die bloed van Jesus vereenselwig maak, verklaar ek vanmôre, hy is in my en ek in hom. Ek staan nie alleen nie. Hy sê ek is in jou en jy is in my. Dis vanmôre die manifestasie dat hy in my is en deel van my lewe is. Holy, holy, holy.
staan, dan sing jy dit nog so 1 of 2 keer saam met my asseblief. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. The last of our song. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Ons gaan die diens afsluit. Ek gaan praat, Dave, ons staan nie by my, sluit die diens ons af. Maar voordat hy afsluit, wil ek onthou net, ons gaan, die wat kan, as jy nie kan nie, gaan ek jou nie kwalijk neem nie. Die wat kan, gaan ons net na die 3 borde toe van ons dorp, waar ons die borde opgesit het. Het jy allemaal al die borde gesien? Mooi, ne? Dan die eer daarvoor, ons gaan by elke bord, gaan ons net 'n gebed doen, en die Here vra dat elke mens ons sal sien, en dat die gees van die Here uit die bord uit sal straal, en die liefde van die Here, want hulle die bord sien, om hulle die liefde van God ervaar, en sy teenwoordigheid ervaar, en hulle honger maak om hier toe te kom. So, die wat kan, wat saam met ons wil gaan, ons gaan eers by die een bord, en dan by die ander bord, en dan by die ander kant se bord af ver, gaan ons net by daar bid, as ons klaar is hierso. Baie dankie, jy vir die Here dankie sê.